bly om hier te wees. Sê vir die persoon langs jou, well done. Well done, jy is by die kerk. Een van die grootste plekke waar die vyand jou wil weghou van. Want hy weet dat as jy in die teenwoordigheid van God kom saam met broers en susters, then there's walls breaking down. There's walls breaking down. Ons is besig om te praat oor die name van God. En daar's net hierdie besef in my dat hoe meer tyd ek spandeer met die name van God, hoe meer verander my lewe. Hoe meer besef ek daar is goeders wat in my lewe is wat ek moet neerlê. Daar's goed in my lewe wat ek gedink het reg is, maar eintlik nie op God se plan is nie. So daar's direction movements ook wat gedoen moet word. En so kan jy 'n bietjie gaan, hoe die ouens altyd gesê, 'n bietjie boeke opneem om te gaan kyk in jou eie persoonlike lewe. Hoe funksioneer God se naam in jou lewe? We sing praises to your name. For your name is great. Your name is great. Maar greatness gaan jou lewe verander. Greatness gaan jou lewe verander. Het jy al gehoor mense sê, toe ek daai persoon ontmoet, het my lewe verander? Toe jy Jesus Christus ontmoet, het jou lewe verander. You came into contact with greatness. En God se naam is so beautiful. Sy naam is so beautiful. Sy naam is so beautiful. My vrou is mooi, maar sy naam is beautiful. God is so wow. En ek wil jou aanmoedig om, as ons praat oor die name van God, en jy hoor byvoorbeeld vanoggend gaan ons praat oor Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. The Lord that provides. The Lord will provide. En ons gaan 'n bietjie in diepte nou net vinnig gaan kyk, wat beteken hierdie naam vir my en vir jou? En baie van ons het groot geword met die naam Jehovah Jireh, en ons het gedink die Here sal in al ons finansiële behoeftes voorsien. Want hy is Jehovah Jireh. Kom ons wees eerlik, as ons praat van Jehovah Jireh, dan is dit soos, dank die Here gaan voorsien in al my behoeftes. Is julle ook daar? Dis hoe ek het verstaan het. Dis hoe ek het verstaan het, dat hoe meer ek miskien al soos 'n sleutel bid en praat, Here, U naam is Jehovah Jireh, so ek weet U gaan voorsien in my behoeftes. Ek weet U gaan vir my die nodige geld gee wat ek nodig het, of vir my die kos gee wat ek nodig het, en ek dink so materialisties. En toe ek nou begin 'n bietjie dieper krap met hierdie naam van Jehovah Jireh, besef ek met al hoe meer, dit het absoluut niks te doen. Is 'n mate van, dit spoel oor, kom ek sal dit so. Maar sy direkte vertaling het niks te doen met my materialistiese behoeftes nie. Dit het alles te doen met my geestelike behoefte. Dit het alles te doen met my verlossing. Met die feit dat Jesus Christus aan die kruis gesterwe het vir my en vir jou. Dis een keer in die Bybel wat ons hoor van Jehovah Jireh. Nêrens anders hoor ons van Jehovah Jireh nie. Dis net een keer. Een keer wat hierdie woordjie Jireh in die Bybel verskyn. En dis in Genesis 22, en ek wil hê jy moet jou Bybel oopmaak in Genesis 22. As jy die YouVersion Bible app het, is jy welkom om daarop te gaan loer. Ons praat van Jehovah Jireh, omdat die naam verander het in die translations, omdat die woord Yahweh so 'n heilige naam is, het die Jode begin praat van Jehovah. En daarom praat ons baie keer van Jehovah Jireh. En eintlike naam is Yahweh Jireh. Yahweh Jireh. En ek wil vanmôre vir jou sê, daar's 'n heiligheid rondom hierdie naam. Daar is 'n heiligheid rondom die naam Jehovah Jireh of Yahweh Jireh. Want hierdie naam het God het Abraham gesê, hy het hierdie plek genoem waar hy vir Isak moes offer, het hy genoem. Hierdie plek se naam is Yahweh Jireh. Nou kom ons kyk, hoe het hy by hierdie naam uitgekom?
Genesis 22 vers 1. Voor ek daaraan gaan. Kom ek noem dit net. Die woord Jere kan vertaal word en ek het regtig, ouens, ek het gaan boeke krap, ek het gaan Google, ek het gechatty, julle weet wat chatty is, ChatGPT, wat ek al, ek het oral gaan krap, ek het met vriende gepraat, en ons het net besef, dat hierdie naam het soveel meer betekenis, as wat ek en jy dit maak. Hierdie woord Jere beteken letterlik, to see. It's a provision, meaning God will provide for the vision. There's a vision that God will provide for. So die ander woord wat ons kan sê is, the Lord will see to it. In plaas van om te sê, the Lord will provide, gebruik ons die woorde, the Lord will see to it. Wat beteken dit vir my en vir jou? Dit beteken dat God vat volle verantwoordelikheid vir die voorsiening. Dit is meer as net God will provide, want ek en jy het hierdie prentjie in ons koppe as Suid-Afrikaners, dat God will provide, ek staan met my hande, and He will provide. This is not the provision God is intended. Dis nie wat hier bedoel word nie. Yahweh Jere beteken vir my en vir jou dat God daar ander kan sien en dat hy die pad vir my en vir jou voorberei en dat hy die voorsiening gee vir die visie wat kom. Vir dit wat hy sien. En God sien destiny in my en jou lewe. En daarom voorsien God vir daardie destiny in jou lewe. So met dit gesê, God will give the provision, which means He will provide for the vision. He will not only just provide. Hy gaan nie net vir jou gee nie. Hy gaan vir jou gee want daar is 'n visie. And there needs to be a vision in your life so that God can provide for. Te veel Suid-Afrikaners, te veel, kom ons bring dit huis toe, te veel van ons leef doelloos. We're going through motions en dan dink ons is okay. God het meer vir my en vir jou in stoor as net going through the motions. Ons het vanoggend opgestaan, ons het ons vere reg geskit, ons het ons kuive gekam en ons het ons make-up aangesit, julle girls, en ons het ons tande geborsel, hopelik. En ons het ons klere aangetrek, ons het in ons karre geklim, of ons het 'n lift gekry, ons het 'n plan gemaak, maar ons het deur die motions gegaan. Die wekker het dieselfde tyd afgegaan. Elke Sondag gaan my wekker presies dieselfde tyd af. Elke Sondag snoes ek hom vir presies dieselfde tyd. Maar daar's motion waardeur ons gaan, daar's gewoontes waardeur ons gaan. God het vir my en vir jou meer in stoor as net die normale gewoontes waardeur ek en jy gaan. Staan op, gaan werk toe, gaan slaap. Staan op, gaan werk toe, gaan slaap. Staan op, gaan werk toe, gaan slaap. Nee, die Here het vir jou meer in stoor. In hierdie journey wat ek en jy dan nou gaan van opstaan, werk toe en dan voor ons gaan slaap, is daar iets wat God vir my en vir jou wil openbaar. Daar's goed wat die Here vir my en vir jou wil losmaak waarby ek en jy moet uitkom. Ek gaan nie net werk toe vir werk toe nie, want ek wil aan die einde van die maand by my baas gaan staan en sê jy moet my nou betaal nie. Nee, ek gaan werk toe met koninkryksgedagtes want God wil my gebruik in die spasie waar hy my geplaas het vir die oomblik. En met daai spasie moet ek altyd besef dat die Here sal voorsien sodat sy visie vir my lewe in die spasie gevoorsien sal word. Dis nie net bakkant staan en sê Here kom help nie. Ons het gepraat oor God El Shaddai, He's the all-sufficient God, en vanuit daardie naam van God spoel dit altyd oor, daar's blessings vir my en vir jou. Ek en jy hoef nie die blessings te soek nie, dit spoel net oor. Ek en jy hoef nie te sien Yahweh Jere
en nou gaan ek kry nie. Nee, dit is Yahweh Jireh en hy sien 'n visie. Hy provide vir die visie, vir die toekoms, vir dit wat ek en jy moet doen. En omdat hy so God is, spoel sy blessings oor na my en jou. Kom ons lees wat sê Genesis 22 vers 1. Sometime later, God tested Abraham. Nou, ek wil net hier 'n duidelikheid bring. God sal my en jou toets, maar hy sal jou nooit versoek nie. OK? God versoek jou nie met sonde nie. Dis nie wie God is nie. Dis die werk van die vyand. Die vyand versoek ons. God versoek jou nie. Hy toets ons. Hy bring ons by die eksamenlokaal. En dan moet ek en jy die toetsie skryf. Okay? So sometime later, God tested Abraham's faith. Wat het hy getoets? Sy geloof. Abraham, God called. Yes, he replied, here I am. God said, take your son, your only son. Dis my mooi hoe die Here nou hier praat, want ons weet Ismael is daar. Maar God sê vir hom, take your only son. Menende, die seun van belofte. Die seun wat ek vir jou gegee het. Nie wat jy uit jou eie krag en vermoë verwek het nie, maar dit wat ek vir jou gegee het, die belofte. So bring jou belofte na my toe. So bring your son, yes, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah. Nou, die berg, the mountain of Moriah, is waar die tempel op die einde van die dag gebou is, waar Jerusalem opgebou is, en waar Jesus ook gekruisig is. Kyk, ek kom myself nou 'n bietjie vooruit. Maar go to Moriah, go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains which I will show you. The next morning, Abraham got up early. He saddled his donkey and took 2 of his servants with him, along with his son Isaac. Then he chopped wood for a fire, for a burnt offering, and set out to the place God had told him about. On the 3rd day of their journey, Abraham looked up and saw the place in the distance. Stay here with the donkey, Abraham told the servants. The boy and I will travel a little farther. We will worship there, and then we will come right back. Luister mooi na wat Abraham se woorde is. God het vir hom gesê, gaan offer jou seun. I will show you the place. En Abraham sê vir sy diensknegte, we will be right back. With faith. So Abraham placed the wood placed the wood for the burnt offering on Isaac's shoulders. Luister baie mooi en luister diep na hierdie gedeelte. So Abraham placed the wood for the burnt offering on Isaac's shoulder, while he himself carried the fire and the knife. As the 2 of them walked on together, Isaac turned to Abraham and said, Father. Yes, my son, Abraham replied. We have the fire and the wood, the boy said, but where is the sheep for the burnt offering? God will provide a sheep for the burnt offering, my son, Abraham answered. And they both walked on together. When they arrived at the place where God had told him to go, Abraham built an altar and arranged the wood on it. Then he tied his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Abraham picked up the knife to kill his son as a sacrifice. At that moment, sê vir die persoon langs jou, at that moment. At that moment, the angel of the Lord called to him from heaven, Abraham, Abraham. Yes, Abraham replied, here I am. Don't lay a hand on the boy, the angel said. Do not hurt him in any way, for now I know that you truly fear God. Luister baie mooi wat sê God is vir hom. Hy sê nie vir hom, I know that you love God, nie, but I know that you fear God.
The fear of the Lord is more important in our lives than the love for God. Because you will only love God so much the way you fear Him. Maak dit sin? Net soveel soos wat ek en jy hom gaan vrees, gaan ek en jy hom lief hê. So almal van ons, as ek by jou kom staan nou en ek vir jou vra, het jy God lief? Gaan jy vir my sê, ja! En dan gaan ek vir jou vra, do you fear God? Dan gaan dit 'n bietjie moeiliker wees. Ja. Dieselfde hoeveelheid wat jy hom vrees, gaan jou liefde vir hom wees. You have not withheld from me even your son, your only son. Then Abraham looked up and saw a ram caught up in its thorns in a thicket. So he took the ram and sacrificed it as a burnt offering in place of his son. Vers 14. Abraham named the place Yahweh Yireh, which means the Lord will provide. To this day, people still use that name as a proverb. On the mountain of the Lord, it will be provided. It will be provided. Then the angel of the Lord called again to Abraham from heaven. This is what the Lord says, because you have obeyed me and have not withheld even your son, your only son, I swear by my own name. I swear by Elohim, I swear by Yahweh, I swear by El Shaddai, I swear by El Elyon, I swear by Adonai. Die volheid van God se karakter gee autoriteit aan hierdie belofte. En hy sê, ek sal die volgende vir jou doen. I will certainly bless you, verse 17. I will multiply your descendants beyond number, like the stars in the sky and the sand on the seashore. Your descendants will conquer the cities of their enemies, and through your descendants, all the nations of the earth will be blessed. Sê, dankie Here dat ek geseënd is. Hoekom? Want ek en jy is 'n nasie wat geseënd word as gevolg van Abraham. Is dit nie amazing dat die Here Abraham se geloof gevat het, sy obedience gevat het en gesê het, I will bless every nation following from you. Hy sê, and through your descendants, all the nations of the earth will be blessed. All because you have obeyed me. Ek wil vandag vir jou sê, die gehoorsaamheid wat ek en jy toepas, het 'n effek op ons generasies na ons, op ons kinders se kinders. Ek en jy as kom ons noem dit nou maar volwassenes, het 'n verantwoordelikheid om gehoorsaam te bly aan God se woord sodat ons kinders geseënd is. Moenie by jou kinders begin nie, begin by jouself. Begin hier en sê, Here, laat my lewe 'n lewe van gehoorsaamheid wees, sodat my kinders en my kleinkinders en my agterkleinkinders en my agterste kleinkinders en hulle agterste kleinkinders 2000 jaar, luister mooi. Dis 2000 jaar van Abraham tot by Jesus. En wat sê ons altyd vir mekaar? 2000 jaar terug het Jesus sy lewe vir ons gegee. Ek en jy hier in 2025 leef in die beste tyd van alle tye. Dis die beste tye. Ek weet ons kyk histories en dan sê ons, Jesus, dit sou hom lekker gewees om daardie tyd te kon leef. Geen worries nie. Baie tyd. Ek en jy leef in die beste tyd. Dit is maar net 'n wiskundige som. Maar ek glo dat dit significant is. Dat dit vir my en vir jou bring by 'n plek waar ons kan sê, die Here het van Abraham tot nou 4000 jaar vorentoe gekyk en gesê, daar gaan 'n ouetjie met die naam van Rudy Young wees. En hy gaan my so nodig hê
dat na Abraham sal ek in Abraham se lyn gaan ek die Messias laat kom. En dan vanaf die Messias sy lewe vir almal gegee het, 'n offer geword het vir my en vir jou, vir almal, gaan 2000 jaar later gaan daar 'n ouetjie met die naam Rudy Young wees en hy gaan my so nodig hê. Maar ek het klaar vooruit gesien en ek gee op hierdie oomblik, op hierdie moment gaan ek die redding bring, sodat daai ouetjie tot bekering kan kom, sodat daai ouetjie sy lewe kan verander. En as ek my naam gebruik, gebruik ek jou naam. Die Here het vooruit gesien en hy het gesien, daar gaan 'n lig en lewe kerk wees. 'n Kerk vol mense wat 'n passie het vir God se teenwoordigheid, wat hom wil aanbid. En God het dit al klaar 4000 jaar terug begin, sodat ek en jy die voorsiening kan hê vandag. Ek en jy sukkel om vas te hou in ons pensioen. As jy nou hoor wat ek sê. Jy voorsien die heeltyd. Kom die regering en sê hulle daar's nou 2 potte. Okay. Ons vat maar die 1 pot. En dan eendag as jy ouer is, het jy net 1 potjie om van kos te maak. Jy hoor wat ek sê. Ons provide die heeltyd vir ons toekoms. En dan sukkel ons, want as jy nood druk, dan gaan haal ons. Ek prys die Here. Hy het gesien, die nood gaan druk. Ek sal voorsien, sodat almal die ewige lewe kan beerwe. Sodat almal tyd saam met my kan spandeer. Sodat almal by my kan wees. En as ons by God is, dan spoel die blessings oor na my en jou. Die berg Moria waarop Abraham vir Isak moes gaan offer, beteken the place where God sees and provides. Is dit nie amazing nie? The place, Moria, die woord Moria beteken the place where God sees and provides. En hier kom Abraham op die spesifieke plek waar God gesê het hy moet vir Isak offer, en hy sê, hierdie plek is Yahweh Jireh. Want dis nie net die berg wat nou waar ons kan sien en waar ons kan dan voorbereidings tref nie. Dit is nou die berg van God wat vir ewig sal sien en vir ewig sal voorsien. Op hierdie selfe berg word die tempel wat Salomo gebou het, later gebou. Op hierdie berg word Jerusalem verder uitgebrei en gebou. Op hierdie berg, nou daar's spekulasie by die Engelse woorde scholars, die ouens wat die Bybel studeer en die geskiedenisse ingaan en goed. Daar's verskillende opinies rondom dit, maar daar's ouens wat sê dat dit is die plek waar Abraham vir Isak geoffer het, is presies dieselfde plek waar Jesus Christus aan die kruis gehang het. Nou as jy nou 'n bietjie geografies moet gaan kyk na dit, dan sal dit miskien 'n bietjie meer aan die kant van die berg wees, maar hoe dit ook al sê, dis op die berg. Van julle ry by Noorderparel se straat op na die berg toe, en dan sê hulle vir almal, ons was op Parelberg. Ek ry by die suide op, en ek sê vir almal, ek was op Parelberg, maar ons het mekaar nie gesien nie. So ons kan nou baie super tegnies raak rondom die Bybel en sê, ja nee, dit is nou nie so, it's on the mountain. Hoor wat die Here vandag vir my en vir jou wil sê, is wanneer ek en jy by hom is, he will see to it, so therefore he will provide for it. So die opdrag wat die Here vir my en vir jou gee in die lewe, sal die Here ook voorsien. Die voorsiening is nie noodwendig materialisties en fisies nie. Die voorsiening kan dalk wees dat die Here vir jou opdrag gee om vir iemand te gaan bid, maar en jy is so bang en so skaam, hoe gaan ek vir hierdie ou bid? En die Here is al klaar besig om te voorsien dat die ou se hart reg is om te ontvang. Niks fisies, niks materialisties nie, spiritual. Ek en jy beperk God wanneer ons sê, Jehovah Jireh. Geldjie? Jy beperk God.
Want God stel nie belang op die oomblik in jou geldjie en in jou fisiese goed nie. Hy stel belang in jou siel. Dis waarvoor die fight is. Nie oor wie het meer geld en wie het minder geld en wie swaar en wie. Paulus sê, I've learned to be content in having nothing and I have learned to be content with having everything. So dit gaan nie oor wat jy het nie, dit gaan oor jou siel. Dink jy regtig die duiwel worry oor hoeveel geld jy het? Dink jy die duiwel worry oor hoe min kos jy het? Hy wil jou siel hê. Hy wil jou saam met hom hel toe sleep, want hy is 'n ekstrovert en hy wil nie alleen in die hel wees nie. Dit was net ligtelik gesê, maar hy soek jou in die hel, want hy wil vir God wys dat sy mooiste skepping sy rug op God gedraai het. My vraag aan elkeen van ons is, draai ons rug op God as gevolg van ons materialistiese goed? Want dan ken jy nog nie Yahweh, Here nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, sy naam is Yahweh, Here. In Hebreërs lees ons die volgende in Hebreërs 11. It was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance. He went without knowing where he was going. And even when he reached the land God promised him, he lived there by faith. For he was like a foreigner living in tents, and so did Isaac and Jacob, who inherited the same promise. Abraham was confidently looking forward to a city with eternal foundations, a city designed and built by God. Abraham het vooruit gesien wat gaan gebeur. Abraham het vooruit gesien. God het vir hom gewys dat Jesus gaan kom. En omdat hy geweet het Jesus gaan kom, het hy hierdie opgewondenheid in hom gehad. Hierdie belofte wat God vir hom gegee het soveel meer krag en gewig gehad in sy lewe, dat hy het geweet die Messias gaan uit sy lyn uitkom. En dat die Messias die redding gaan bring wat almal nodig het. Luister wat sê Jesus in Johannes. Hy sê, Jesus answered, if I want glory for myself, it doesn't count. But it is my Father who will glorify me. You say he is our God, but you don't even know him. I know him. If I said otherwise, I would be as great a liar as you. But I do know him and obey him. Dit help veel, jy sê ek ken God, maar jy is nie gehoorsaam tot hom nie. Obedience, obedience, obedience. Sê vir die een langs jou, gehoorsaamheid is nodig. Ek loop altyd by daai trappie af. Gehoorsaamheid is nodig. 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 Julle praat mos nie met mekaar nie, so ek sal vir jou kom sê. Want ek sien julle kyk net so vir die een langs jou, dis ja, ek hoor jou. Gehoorsaamheid is nodig. Kan ons 'n bietjie tyd spaar? Draai gou na mekaar toe. Sê vir my. Gehoorsaamheid is nodig. Amen. Gehoorsaamheid? Gehoorsaamheid is nodig. Kom, iemand moet vir jou ook sê. Wie sit alleen? Weet niemand nie. Het julle vir mekaar gesê? Gehoorsaamheid, né?
Gehoorsaamheid. Bradley, gehoorsaamheid is nodig. Hy sit alleen daar upstairs. Gehoorsaamheid is nodig om God te dien. Gehoorsaamheid is nodig om God te ken. Gehoorsaamheid is nodig om God te vrees. Dit help veel ek en jy sê ons ken God, maar ons is nie gehoorsaam nie. Dink gou 'n bietjie by jouself. Ek weet in my eie lewe is al 'n paar keer waar die Here vir my gesê het ek moet goed doen wat ek nie geluister het nie, wat ek ongehoorsaam was. Hoekom? Want ek was bang. Ek het getwyfel. Wat die rede ook al mag wees. Die punt is, ek was ongehoorsaam. Ek was stout. Dink gou 'n bietjie by jouself. Hoeveel keer was jy ongehoorsaam? Kinders van God, ek wil ernstig met ons praat. Ons sê, ons praat oor die name van God. Yahweh Jireh. He's the God that provides. Maar ons het hierdie naam so lig gemaak. Die Here sal voorsien, die Here sal voorsien. Die Here sal voorsien. But we're not faithful. We're not obedient. Dis tyd dat ons sokkies optrek. Almal van ons. Almal van ons. Almal van ons wat in hierdie gebou sit, moet ons sokkies optrek. Want ons sing, God is faithful, and He will never be unfaithful. He is a faithful God. But what about you and me? In plaas van om te sê, He won't, moet ons sing, I won't. I won't be unfaithful. I will be faithful to my God. Why? Because I fear Him. Daar's 'n vrees in my vir God, en ek is bang dat baie mense gaan die hemel mis, omdat hulle 'n wishy-washy mentaliteit het van wie God is. Ag, die Here verstaan. Die Here ken my hart. Ja, jou hart is deceived. Jou hart is deceived en is weg van God af, want jy sê jy ken hom, maar jy lieg. Jy het nie eers hierdie week jou Bybel gelees nie. Jehovah Jireh. Voorsien. But we're not obedient to His word. Ek is lief vir julle, hoor. Ons moet gehoorsaam raak aan God se woord. Ons moet gehoorsaam raak aan sy woord. Ons moet gehoorsaam wees aan sy opdrag. En ek en Leanne het besluit, ons gaan nie meer agteroor sit en kyk dat ons maar net deur die emotions gaan nie. We are building with a vision in mind. We are growing in the vision with a vision in mind. Wat is die visie? Equip the saints to do the work of the ministry. Equip the saints, equip the saints, equip the saints. En hierdie preek is nie net nog 'n preek of 'n devotional of 'n ding. This is equipping. Hoekom? Want jy moet hier uitstap en dit wat jy nou net gehoor het, moet jy gaan prakties uitleef. As jy hierdie week ingaan en jy het nog nie Yahweh Jireh ontmoet nie en jy verstaan nie wie hy is nie, dan moet jy weer die tape gaan luister. Die video gaan kyk, YouTube, die CD, wat ook al. Gaan luister die podcast. Dis te veel dinge. Maar jy moet jouself brein spoel met God se woord. Net een keer word daar verwys na God as Yahweh Jireh. Maar dis vasgevang op 'n berg wat vir ewig staan. Dis vasgevang op 'n berg waar Jesus Christus sy lewe vir my en vir jou gegee het. Abraham en Isak stap en hulle kry die hout bymekaar en Abraham sit die hout op Isak se rug. Jesus Christus het 'n hout op sy skouers gedra vir my en vir jou. Die altaar word gebou op die berg
was die altaar gebou. Die tempel is op die berg. Die kruis word neergesit op die berg. Jesus word neergesit op die berg en hy word geoffer vir my en vir jou. Yahweh, Here, het vooruit gesien en gesê, ek gaan my volk red. Maar ek begin by jou, Abraham. Kom bring 'n skadubeeld van wat gaan kom. Waar het Abraham die opdrag gekry om sy seun te offer? By God. Waar het hy die opdrag gekry om 'n altaar te bou en Isak op die altaar neer te sit? By God. Waar's die plek wat Abraham gekies het? Hoe het hy dit gekies? God het vir hom gesê, daar. God het alles haarfyn beplan en gesien en toegepas, sodat ek en jy vandag kan terugkyk na die Ou Testament en kan sê, Abraham was gehoorsaam aan God. Ek, na die kruis van Jesus Christus, moet gehoorsaam wees aan God. Hoe is ek gehoorsaam aan God? In en deur my geloof in God. Faith without action is dead. Geloof sonder werke is dood. En so baie kinders van die Here, kom ek rephrase daai ene, so baie Christene daar buite, mense wat die label van Christendom het, maar hulle het geen deel daaraan nie, leef in 'n plek waar hulle nie gehoorsaam is aan God nie. Leef in 'n plek waar dit maar net nog 'n ding is wat moet doen. Ek was Sondag in die kerk, ek het my beste aangehad, al die pad deur gechoke, maar ek's okay. Solank almal kan sien en sê, jy kan hom deur 'n ring trek. Ek gee nie om of jy in jou kortbroek in die kerk kom sit nie, jou hart moet by hom wees. Ek gee nie om of jy besny is in die vlees nie, maar jy moet besny wees van die hart. God sal voorsien. Hoekom? Want God het 'n visie dat al die mense tot bekering moet kom. Hy het geen behaag daarin dat enige mens in die verderf moet ingaan nie, maar hy het wel behaag hierin dat elke persoon tot redding moet kom. En dan sit ek en jy hier en ons hou Jesus vir onsself. Ons hou Jesus vir onsself. Luister wat sê Jesus. The people said, you are, hy sê vir hulle nog in Johannes, hy sê, your father Abraham rejoiced as he looked forward to my coming. He saw it and was glad. Ek en jy, as ons tot bekering kom, en daai eerste aanslagte van die vyand kom, daai eerste versoekings van die vyand kom, dan sê ons, almal het dit al gesê, dis swaar om die Here te dien. Vandat ek gesê het, ja Jesus, is dit moeilik, en gaan ek deur dinge, maar Abraham is vir my en vir jou 'n voorbeeld, en hy sê, toe ek Jesus sien, toe ek sien wat met Jesus gaan gebeur, en wat die pad is wat God oopmaak vir die mensdom, toe is ek bly in my binneste, want mense gaan 'n keuse kan maak vir hom. Mense gaan vir ewig saam met God kan wees, die voorhangsel word geskeur. Jesaja 52 vers 13 sê, sien, en ek wil hê jy moet luister na hierdie woorde en as jy kan, probeer 'n prentjie skets in jou gedagtes wat Jesaja hierso vir ons skryf. See, my servant will prosper. He will be highly exalted. But many were amazed when they saw him. His face was so disfigured. He seemed hardly human. And from his appearance, one would scarcely know him. He was a man. And he will startle many nations. Kings will stand speechless in his presence, for they will see what they had not been told. They will understand what they had not heard about.
Hoofstuk 53 vers 1. Who has believed our message? To whom has the Lord revealed his powerful arm? My servant grew up in the Lord's presence like a tender green shoot, like a root in dry ground. There was nothing beautiful or majestic about his appearance, nothing to attract us to him. He was despised and rejected, a man of sorrow, acquainted with deepest grief. We turned our backs on him and looked the other way. He was despised, and we did not care. Yet it was our weaknesses he carried. It was our sorrows that weighed him down. And we thought his troubles were a punishment from God, a punishment for his own sins. But he was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. All of us, like sheep, have strayed away. We have left God's paths to follow our own. Yet the Lord laid on him the sins of us all. He was oppressed and treated harshly, yet he never said a word. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep is silent before the shearers, he did not open his mouth. Unjustly condemned, he was led away. No one cared that he died without descendants, that his life was cut short in midstream. But he was struck down for the rebellion of my people. He had done no wrong and had never deceived anyone. But he was buried like a criminal. He was put in a rich man's grave. But it was the Lord's good plan to crush him and cause him grief. Yet, when his life is made an offering for sin, he will have many descendants. He will enjoy a long life, and the Lord's good plan will prosper in his hands. When he sees all that is accomplished by his anguish, he will be satisfied. And because of his experience, my righteous servant will make it possible for many to be counted righteous. For he will bear all their sins. I will give him the honor of a victorious soldier because he exposed himself to death. He was counted among the rebels. He bore the sins of many and interceded for rebels. Die naam Yahweh Jireh is God se voorsiening dat ek en jy lewe kan hê en lewe in oorvloed. Dat ek en jy die ewige lewe kan beerwe. Ek hoop ons dink so 'n bietjie anderste oor die naam van God, Jehovah Jireh. Ek hoop dat wanneer ons daai woord hoor, dat jy nie dink aan jou beursie nie, maar dat jy dink aan jou siel. Ek hoop dat wanneer ons die woorde Yahweh, Jireh hoor, dat ek en jy sien en beleef dat daar is 'n toekoms vir my en vir jou in store, maar meer as dit, ek en jy moet instrumente wees, ons moet ambassadeurs wees, ons moet disipelmakers wees, ons moet sielewenners wees, ons moet vissers van mense wees. Is jou net reg? Is jou net reg vir God om deur jou te werk? Die van julle wat die YouVersion Bible app het, ek het 4 punte daar neergesit wat die naam van Yahweh Jireh bietjie oopbreek. Jy is welkom om dit te gaan lees. Die eerste een is God voorsien in elke behoefte. Die tweede een is God se voorsiening is betyds. En dan God se voorsiening wys na Christus. En God se sorg strek verder as fisiese behoeftes.
Soos wat ek reeds gesê het, Yahweh Jireh gaan nie oor my en jou se beursie nie. Dit gaan oor ons siele. God het voorsien dat ek en jy lewe kan hê en lewe in oorvloed. Filippense 4 vers 19 sê, and the same God who takes care of me will supply in all of our needs. Hy is 'n God wat voorsien. Hy is 'n God wat voorsien. Ek wil net nie hê dat jy moet die punt mis dat God eers voorsien dat ek en jy gered kan word. En dan spoel sy blessings oor na sy kinders in hierdie Matteus 6 vers 31 tot 33. So don't worry about these things. Hy praat van klere, wat jy gaan eet, wat jy gaan aantrek, wat jy gaan drink. He said, just don't worry about these things, saying, what will we eat, what will we drink, what will we wear? Hy sê, these things dominate the thoughts of unbelievers. Het julle gehoor wat ek lees? Vers 32. These things, the worry about what I will wear, is net 'n grappie. Dames, moenie ongelowig wees in die oggende as jy aantrek nie. Manne, jy het 'n potensiële aanmoedigingsdryfveer vir jou vrou. As sy in die oggende wil aantrek en vir jou sê, ek weet nie wat om aan te trek nie, dan sê hy, my skat, jy's 'n kind van God. Trek aan. Trek net enigiets aan, jy sal mooi lyk. Don't worry about these things. Hy sê, these things dominate the thoughts of unbelievers. These things, they dominate the thoughts of unbelievers. Wie van julle is gelowiges vanoggend? En as ek praat van gelowiges, dan praat ek van kinders van God, mense wat God aanbid, die God van Abraham, Isak en Jakob. Ook jy beter jou hand opsteek as jy nie jou hand nou opsteek nie, gaan ek jou vorentoe roep. Ons gaan vir jou lei na die Here toe. Dat jy jou hart vir God kan gee en dat jy kan surrender voor hom. Wie van julle is gelowig? Wie van julle glo in God? Waarom daar? Ek wil kyk. Daar's hande wat sak. Moenie halfpad die Here dien nie, dien hom voluit. Kyk gou langs aan jou. Die persoon langs jou het sy hand opgesteek, een van twee redes. Hy's bang hy kom vorentoe. Of hy het gesê, ek dien God. Ek is lief vir my God. So we don't have these thoughts. En ek wil hê jy moet jouself rebuke wanneer daai gedagtes in jou kop kom. En het ons almal dit nie al gedink nie? Het ons almal nie al gedink en gesê, wat gaan ons eet? Kinders, julle moet baie mooi luister. Mamma, wat gaan ons eet? Moenie laat jou gedagtes gedomineer word deur hierdie dinge nie. Glo in God. Wat sê hy? Hy sê in vers 32, hy sê, these things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows. Why? Because He's Yahweh, Jireh. He can see to the future. He knows what you need. He can see that He will provide for you. Why? Want hy sien wat vorentoe lê. Hy weet, hier is dinge wat moet gebeur in jou lewe. Daar's sekere momente in jou lewe wat moet tot stigting kom. En daarom gaan God voorsien vir dit. Maar seek the kingdom of God above all else. And live righteously.
And He, God, will give you everything that you need. Daar's te veel van ons wat in 'n moeilike situasie is, fisies, materialisties. En dan bid ons, Yahweh, Here, ons sing liedjies oor Here, want God moet nou voorsien. But first, seek the kingdom of God and righteousness. Baie van ons stop by seeking the kingdom. Hierdie skrif sê vir my, live righteously. Seek righteousness. By die huis, by die werk, veral by die werk, in die straat, by jou bure, want hulle takkie hang ons oor jou muur, dan saag jy hom af en gooi hom terug. Live righteously. Live righteously. En ek wil hê ons moet nagmaal saam gebruik as 'n teken dat ek en jy in die eerste plek deel is van hierdie liggaam. Want elkeen van ons het 'n stukkie liggaam nou by ons. Woe. Dis die liedjie wat ons gaan speel nou. Maar dis YouTube, so hy het nou 'n advertensie eers gespeel. So moenie worry, moenie bekommerd wees nie. Alles is okay. Ons het nou geskrik, nee. So gaan dit wees as die bassein blaas. Alright. Maar ek en jy het elkeen 'n stukkie liggaam. En wanneer ons dit saam gebruik, dan sê ons vir mekaar, ons is deel van dieselfde liggaam. En daarom het ek en jy 'n verantwoordelikheid as kinders van God om so te leef dat ons mekaar encourage. So te wees, so te praat, so te dink dat ons broer en ons suster hoër ag as ons self. En daarom leef ons nie soos die wêreld nie. Ons leef soos Christus. Jesaja sê, nobody cared that he died without descendants. Jesus het nie fisiese kinders gehad nie. He didn't have descendants. But when he gave his life, nations became his descendants. Nations, multitudes of people. En ons is deel van. Ek wil hê ons moet hierdie liedjie speel. Ek het vir hulle gevra om met hom van YouTube af speel want hy wys die woorde op die skerm. Maar ek wil hê terwyl ons hierdie nagmaal gebruik, wat ons gaan doen is, ons gaan nie pause, kom ons gebruik die broodjie, pause, kom ons gebruik die sappie nie. Ons gaan die liedjie kyk. En soos wat jy ook in worship jou tiendes en offerandes bring en so aan, wil ek hê in hierdie liedjie, hy so 5-6 minute lank. 6 minute lank. Wil ek hê jy moet tyd met God spandeer. En dis nie 'n slow song nie. Dis 'n song. So ek wil julle net voorberei. Okay? So ek wil hê jy moet met daai hartklop moet jy nagmaal gebruik en vir die Here sê. Vir die Here sê, Here, dankie vir u liggaam. Dankie vir u bloed. Amen.